Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 50 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons het gister so 'n bietjie begin gesels oor wat ek noem die evangelie van Job. Want vir baie mense is Job 'n kardinale deel van hul evangelie. Want sodra iets verkeerd loop, dan begin hulle sinnelose dinge kwytraak soos, ek's nou in my Job seisoen, of wat met Job gebeur het, is nou maar weer besig om met my te gebeur, ek is after all niks beter as Job nie. En dan wil ek bars van teleurstelling en hartseer en frustrasie, want weet jy dan nie dat die manier hoe Job se teëspoed oor hom gekom het, nie met jou kan gebeur nie? Weet jy nie wat is jou autoriteit in Jesus nie? Die vyand kan nie meer voor God verskyn en met hom 'n deal maak oor jou nie. Jesus het met sy bloed die hemelse allerheiligste gereinig en geheilig. So die vyand mag nie meer daar verskyn nie. Hy kan ons nou nie net toetree waar die bloed van Jesus skoongemaak het nie. Kyk gou saam met my na Hebreërs 9. In hierdie hoofstuk wys die woord vir ons duidelik dat die tabernakel met die ark en die allerheiligste en alles wat daarin is, alles tipes en skadu's was van die werklike tabernakel in die hemel. So dit was vir ons gegee om vir ons 'n kykie te gee in die hemelse in. Dan kom vers 23 en hy sê, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Die afbeeldinge van die dinge in die hemele. Dis die tabernakel en alles wat daarin was, afbeeldinge of ons kan ook sê voorstellings van die ware dinge in die hemele. Hy gaan dan verder om te sê, hierdie afbeeldings moes deur die bloed van offers gereinig word. Maar hou nou in gedagte, hierdie is alles 'n voorstelling van die hemelse. Daarom gaan die vers aan met, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Wat sê die woord nou hier vir ons? Die bloed van onskuldige vleklose bokke en lammers was 'n voorstelling van die bloed van Jesus. En die aardse tabernakel en allerheiligste was 'n voorstelling van die hemelse allerheiligste. En daardie allerheiligste, die hemelse, moes deur beter offers, deur beter bloed geheilig word. En dit was natuurlik die bloed van Jesus. So Jesus het na sy kruisdood as ons perfekte en heilige hoëpriester in die allerheiligste van die hemele voor God verskyn. En nie net sy bloed vir ons aan God geoffer nie, maar ook die hemele gereinig met sy bloed. Soos vir die bloed van bokke en lammers die allerheiligste op aarde gereinig het Jesus nou die allerheiligste in die hemele met sy bloed gereinig. Nou, hoekom was dit nodig om die hemele te reinig met sy bloed? Ek glo dat een van die redes was om dit wat die vyand kom vuil trap het voor God, in Job se tyd byvoorbeeld, met sy vieslike vuil voete, het Jesus weer gereinig met sy heilige en vleklose bloed. En daar mag hy nie meer daar inkom nie. Die hemel is gereinig met die bloed van Jesus, en vers 26 sê dat Jesus gaan dit nie oor en oor doen nie. Dis eenmaal gedoen en dit het nou ewige waarde, want sy offer was perfek. Sy betaling was genoeg, en die vyand is oorwin en uitgeklee, en hy mag nie meer voor God verskyn en toestemming kry om met ons te maak wat hy wil nie. En ek en jy het nou die autoriteit, omdat ons in Jesus is, om die vyand te weerstaan. Hy kan nie in my lewe kom doen wat hy wil nie, want ek het die mag om hom te weerstaan. Die woord leer dit duidelik vir ons in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Job kon nie die duiwel weerstaan nie, want hy het nie ons beter verbond met beter beloftes gehad nie. Maar ek en jy kan. Ons moet dit net gebruik. Daarom is dit vir my so hartseer as mense aan Job gaan vasklou, want dis nie waar ons krag lê nie. Ons krag is in Jesus, en as ons in Jesus die vyand weerstaan, dan moet hy wegvlug. Hy kan nie kom maak en breek en siek maak in my lewe soos wat hy wil nie. As ek hom weerstaan in Jesus, moet hy vlug. En dan net 'n laaste punt oor Job wat ek graag wil maak. Mense is so lief om Job 1 vers 21 aan te haal, waar Job sê, die Here het gegee en die Here het geneem.
Maar het jy geweet nie alles wat in die Bybel geskryf is wat God gesê het nie. Mense het baie keer dinge gesê, en is in die woord vir ons opgeteken om geskiedkundige waarheid te verleen aan die woord. So dis daar vir ons om die hele prentjie in te kleur. Maar nie alles wat gesê is, het God gesê nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. Toe Jesus verhoor is deur die hoofpriester die dag van sy kruisiging, vra die hoofpriester hom in Matteus 26:63 die volgende: Ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sou sê of u die Christus, die Seun van God is. En Jesus antwoord in vers 64: U het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemele. Nou ek is seker jy sal met my saamstem dat Jesus die absolute waarheid gepraat het. Maar kyk, wat is die hoofpriester se reaksie in vers 65? Toe verskeur die hoofpriester sy klere en sê, hy het God lasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle die godslastering gehoor. 2 keer sê die hoofpriester van die tyd, die persoon wat op daardie stadium die hoogste godsdienstige gesag gehad het, dat Jesus godslasterlik gepraat het. Nou is my vraag, hier staan dit, in die Bybel, op swart en wit, deur die hoofpriester, Jesus is skuldig aan godslastering, omdat hy erken dat hy die Christus is, en omdat hy sê, hulle sal hom sien sit, aan God se regterhand. Maar ek is seker, jy sal met my saamstem, dat die hoofpriester verkeerd was. Dit weet ons almal, dis tog duidelik. So kan jy daarom sien, dat net omdat iemand iets gesê het, en dit opgeteken is in die Bybel, beteken nie dat dit waar is nie. Wat die persoon op daai stadium gesê het, is net vir ons opgeteken, maar baie mense het uit totale onkunde gepraat, soos die hoofpriester in hierdie geval. Nou terug by Job, toe hy gesê die Here het gegee en die Here het geneem, het hy uit totale onkunde gepraat. Dit was nie die waarheid nie. Dit was net wat Job gedink het, en ek gaan dit vir jou wys. Bly saam met my na Job 42 en ek gaan vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling lees. Nou net vir 'n bietjie konteks, nadat Job en sy vriende alles gesê het wat hulle wou, kom God in hoofstuk 38 en hy sê vir Job, en dis nou my eie woorde, kom laat ek en jy so 'n bietjie gesels. En na 'n baie intense gesprek met God, kom Job in hoofstuk 42 en in vers 3 sê hy, U vra, wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken? Dit was ek. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my. Wat vra God? Wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken? Onkunde. En kyk wat antwoord Job. Dit was ek. Job erken, ek het uit onkunde gepraat. Hy sê, ek het gepraat oor dinge sonder begrip. Job erken dat hy dinge gesê het wat hy nie begryp het nie. Kyk, het antwoord Job verder in vers 6, en ek lees graag die Boodskap Bybelse vertaling hiervan. Hy sê hierso, ek trek alles terug wat ek gesê het. Om te wys dat ek baie spyt is oor wat ek gesê het, gooi ek grond en as op my kop. Ek trek alles terug wat ek gesê het. Job self kom sê, hy trek alles terug wat hy gesê het, want hy het dit uit onkunde gesê. Maar tog verkondig ons Job se woorde as evangelie. Terwyl Job self gesê het, ek trek alles terug, want ek het dit uit onkunde gesê. Ek wil jou uitnooi om weer na Job te gaan kyk. Maar let hierdie keer op, daar's 42 hoofstukke. En wat sê Job in hoofstuk 42? En vergelyk dan sy verbond, of die gebrek aan een, met ons verbond in Jesus. En vergelyk dit met ons beloftes en ons identiteit teenoor die van Job. En dan kom sê jy vir my, in watter evangelie wil jy graag jou vertroue plaas? Ek dink die antwoord is vanselfsprekend, maar besluit jy self. Here, baie dankie dat u woord die absolute waarheid is. Here, en dankie dat u woord vir ons alles verduidelik, as ons net die waarheid wil soek. Dankie Here, dat u ons vandag, vir die wat ore het om te hoor,
dat U ons kom losmaak van Job se evangelie. Dankie dat U woord ons leer, dat U kom krag en mag en autoriteit in ons deponeer, dat ons dra U ring van autoriteit. Ons teken dat ons kan vir die vyand sê, nee. Dankie hiervoor, Here. Ons het 'n nuwe identiteit. Help ons deur die Gees. Herinner ons hieraan, sodat ons so kan dink en so kan begin leef. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Jy kan ons gerus besoek by injesus.co.za of op ons podcast by In Jesus Bybelstudie of op ons YouTube kanaal by In Jesus Ministry. Onthou maar net in al hierdie gevalle, in Jesus is een woord. Shalom.